Goeiemôre, dis vir my 'n voorreg om vanmôre saam met julle te kan kuier en soos ouer gewoonte kuier ons uit die woord van die Here uit en vanmôre gaan ons weer die woord vat, ons gaan die woord lees en ons gaan toelaat die woord vanmôre ook met elkeen van ons praat. Maar voor ons besig raak met die woord, kom ons bid eers saam. Hemelvader, ons kom vanmôre en ons sê vir U dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie vir dit wat U vir ons doen, vir ons gee. Dankie vir die woord en dankie dat ons vanmôre die woord kan oopmaak, kan lees. En my gebed vanmôre is dat die woord ook vanmôre vrug sal dra in ons lewens, dat elkeen van ons daardeur gebou sal word en gestig sal word en dat ons U daardeur sal verheerlik. Ons gee vanmôre vir U al die lof en al die eer in Jesus wonderlike naam. Amen. Vanmôre het ek so halwe Engelse titel vir my boodskapie. En die boodskap is getiteld The best is yet to come. Hoor gou, the best is yet to come. Afrikaans gaan sê, die beste lê nog voor en dit is so belangrik. Die beste lê nog so voor. Jy voel dalk vanmôre, jy het by 'n plekkie gekom waar jy sê ek is klaar, dis die einde. Maar die woord van die Here sê in Jesaja 43 vers 18 tot 19 sê moenie dink aan die dinge van vroeër nie. En moenie by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Baie belangrik. Moenie dink aan die vroeër dinge nie. En moenie by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Baie keer kyk ons vas in die verlede, in dit wat gebeur het. En baie keer wil ons nie vorentoe beweeg nie as gevolg van die verlede. Of ons het seer gekry, of dit was die beste tyd in ons lewens gewees en ons droom nie meer nie, ons beweeg nie meer vorentoe nie, ons het half begin stagneer. Baie keer gebeur het ook dat ons mislukkings beleef het, teleurstellings beleef het, verliese gely het en ook soms verkeerde keuses gemaak het. En dan voel ons, weet jy, my storie is klaar. Ek het nie meer 'n storie nie. Ek het nie meer 'n toekoms nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet weet, dis die leuen van die vyand. Jou lewe is nie verby nie. Dit is nie die einde nie. Daar is nog vir jou 'n toekoms. Die woord sê vir my, die Here sê, ek weet wat 'n gedagtes ek aangaande jou het. Gedagtes van voorspoed en nie teëspoed nie. Ek het 'n hoopvolle toekoms vir jou. En ek wil met vanmôre dit vat en sê man, ek weet, dit maak nie saak hoe die wêreld om my lyk nie, dit maak nie saak wat gebeur nie, dit maak nie saak waar ek is nie. Ek weet vanmôre dat die Here is vir my. Die Here is in my. En as die Here vir my is, wie kan teen my wees? Ek en jy kom vanmôre en ek wil vir jou sê, God sê in sy woord, ek gaan iets nuuts doen. Hoor gou, ek gaan iets nuuts doen. Hy sê nie, ek gaan dit eendag doen nie. Hy sê nie, ek het in die verlede dit gedoen. Hy sê, ek gaan iets nuuts doen. Elke dag is hy besig om in elkeen van ons se lewens te werk. Ons is baie keer te besig om stil te word, om te sien hoe God in ons lewens werk. Ek dink net vir 'n oombliekie, as jy so 'n bietjie terugdink en jy dink waar jy was en waar jy vandag is, dan kan jy net sê, dis die Here wat my deurgedra het. Die Here. En dan wil ek vanmôre vir jou sê, as jy dit kan sê, dan kan jy ook vanmôre sê, maar dan weet ek, die Here werk nog elke dag in my lewe. Hy sê, ek het iets nuuts gedoen. Ek gaan iets nuuts doen. Jy sien, wanneer deure toegemaak word, dan is hy daar om jou te beskerm. Wanneer ek en jy wag dat dinge moet gebeur, is hy besig om ons te vorm. Wanneer ek en deur moeilike seisoene gaan, is hy daar om ons sterk te maak. Wanneer ons stil tye beleef, dan is dit juis daar om ons geloof te verdiep. Wat vir ons na 'n stilstand lyk, is dikwels God se voorbereiding in ons lewens. Hy is besig, voortdurend is hy besig om te werk. Ja, daar kom tye wat God stil is. Daar is tye wat ek en jy uitroep en ons bid en niks gebeur nie, of ons hoor nie God se stem nie. Dis normaal, dit gebeur. Maar hoor vanmôre, Here sê, ek is besig, ek werk, ek doen iets in jou lewe. Ek en jy het nodig om daaraan vas te hou. Jou toekoms is groter as jou gisters en jou eergisters. Baie keer kom ons by plekke en ons hou vas, soos ek gesê het, aan die verlede.
maar jou toekoms is groter as jou verlede. En daarom wil ek jy moet opgewonde wees vanmôre en sê, dit maak nie saak hoe my verlede lyk nie. Met die Here in my lewe sien ek kans vir môre. Met die Here in my lewe storm ek 'n bende. Met die Here in my lewe spring ek oor 'n muur. Met die Here in my lewe is ek meer as 'n oorwinnaar. Hoor gou Romeine 8 vers 28 sê, alles werk ten goeie mee vir die wat God liefhet. Alles werk ten goeie mee vir die wat God liefhet. En ek weet vanmôre dat God het jou lief. Hoor vanmôre, ek sê dit vir jou, die woord sê in Romeine sê hy, daar's niks op hierdie aarde wat jou kan skei van God se liefde nie. God het jou lief. Partykeer voel dit vir ons, nie alles is goed nie, maar weet, God is groot en hy laat hierdie slegte goed wat gebeur het, verander hy in goeie dinge. Ons kom baie keer, en is maklik te sê, ons gaan deur moeilike tye, ons hou vas, is goed, dit bou ons geloof, dat die goed sal uitwerk. Maar ek weet, op ons eie krag kan dit nie gebeur nie, ons het die Here nodig. Daarom sê die woord, alles werk ten goeie mee vir die wat God lief het. Ek en jy het 'n hoop, ons praat soveel keer oor die hoop. En ons hoop is Christus. En wanneer ons praat van hoop, ons praat van Christus, dan het dit nodig dat ek en jy ook 'n keuse moet maak. Wil ek vashou aan die hoop, of wil ek die hoop los? Wil ek vashou aan Christus, of wil ek Christus los? Hoop is 'n keuse. Hoop is 'n keuse. Hoop is 'n keuse van geloof. Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 sê vir ons so mooi, sê, sy goedertierenheid is elke môre nuut. God se goedheid is elke dag nuut, is elke dag vars. Hoop is nie 'n gevoel nie, dit is 'n besluit om God te vertrou, selfs wanneer die omstandighede anders te sê. En dit sien ons soveel keer, dat mense ken die Here, wanneer dit goed gaan. En sodra dit moeilik gaan, dan sal hulle al wegtrek. Ja, die teenoorgestelde is ook waar, dat mense soek die Here wanneer dit hulle moeilik gaan, maar sodra daar deurbrake kom, en dan trek hulle terug, want ons het mos nou gekry wat ons wou gehad het. En dit is nie hoe 'n verhouding met God werk nie. Ek en jy, ons gaan deur moeilike tye, ons weet God is besig om te werk. Ek en jy kan vashou, want ons weet ons toekoms is groter as die verlede. En ek en jy het hoop, en hoop is 'n keuse. En ek moet elke dag daai keuse maak, en dit herinner my dan net weer eens aan daai hoop, herinner my aan God se goedheid. Dis nie 'n gevoel nie. As ek en jy op gevoelens moet werk, dan gaan daar nooit iets in ons lewens gebeur nie. Hoop is nie 'n gevoel nie, dit is 'n besluit om God te vertrou, selfs wanneer omstandighede anders te sê. Daar sal daar wees wanneer jou gevoelens en jou geloof bots, maar op daardie dag kies jy om vas te kyk in wat jy nie sien nie, maar in wie God is. En dis belangrik. Ons kyk baie keer teen omstandighede vas. En ek en jy moet leer om verder te kyk. Ek en jy moet leer om God in alles en deur alles te sien. Want ek weet, hy is daar. Ek weet, hy is besig om vir my en jou te beklei. Hy's daar om vir my en jou in te tree. Hy is daar in Eksodus 14 vers 14 sê so mooi. Hy sê, wees stil en weet ek is die Heer. Ek en jy kan rus en vrede daarin kry. Nou, wanneer ek praat van rus en vrede, dink ek aan Jesus se woorde wat sê, ek het die wêreld oorwin en daarom kan jy vrede hê. Dis belangrik dat ek en jy vrede sal hê. Daai vrede wat ons verstand te bowe gaan. Maak nie saak hoe donker dit om ons is nie. Ek weet dat die Here is daar en hy gee vir my lig. Hy kom juis in my donker oomblikke, kom en hy bring vir my lig. Hy is die lig van my lewe. Hy is die een wat my lei. Hy is die een wat vir my sorg. Weet vanmôre, jou storie is nie klaar nie. En ons het gepraat daarvan. Dit is 'n leuen van die vyand wat vir jou sê, man, dis verby, jy's klaar. Dit is 'n leuen. Ek wil vanmôre vir jou sê, solank die Here by jou betrokke is, en hy's altyd daar. Kyk, hy gaan jou nie los nie. Is jou storie nog nie klaar nie. Ek en jy kan nie sonder die Here nie. Ek en jy het die Here nodig elke dag. Ons dink so aan Abraham. Abraham het gewag
op die belofte. En wat was die belofte gewees? Dat hy gaan 'n groot nageslag hê. En hoe oud was hy en Sarah gewees toe daardie belofte tot vervulling gekom het? Toe hulle 'n seun met die naam van Isak gekry het. En vandag is ek en jy deel van daardie nageslag van Abraham. Daar's 'n liedjie wat sê Vader Abraham het baie seuns gehad en ek en jy is deel daarvan. Kan ons môre sê Vader Abraham baie dogters gehad en ek en jy nie, maar elke vrou wat môre inskakel is deel daarvan. Josef het deur die put en die tronk gegaan. En kyk waar is hy? Israel het deur die woestyn beweeg, vasgevang in Egipte land, en hier gebruik die Here vir Moses om sy volk uit te lei op pad na die beloofde land toe. En ons het 'n tyd gevat. Vanmôre as ek en jy so wag op die Here, wag vir deurbrake, wil ek vir jou weer eens vanmôre sê, weet jou storie is nie klaar nie. Dis nog nie verby nie. Wat jy miskien vanoggend as 'n vertraging ervaar of beskryf, is nie 'n verwerping nie. God werk dikwels stadig omdat hy iets blywends bou. Jy sien, ek en jy bou dinge en dis maar tydelik, maar wanneer God bou, dan is dit ewig. Hy is besig met groot werk in elkeen van ons se lewens. En daarom wil ek vanmôre aanmoedig en sê, my boetie, my sussie, moenie ophou nie, moenie ophou opgee nie, moenie ophou om goed te doen nie. Jou lewe lê oop voor die Here. Hy het jou gevorm, hy het jou gemaak en hy weet presies wat in jou lewe gebeur het en wat vir jou vorentoe lê. En baie ons, soos gesê het, kyk terug in die verlede, hulle hou vas aan die verlede. En die verlede, het ons gepraat, is dalk vol mislukkings en teleurstellings en verlies en verkeerde keuses. Ek wil môre vir jy moet weet dat jy God kan nie beperk word deur jou verlede nie. God kan nie beperk word deur jou verlede nie. Dwars deur die Bybel werk God met mense. En as ek en jy na mense kyk ons met menslike oë na mense. En ons gaan vinnig sê, wel daai een is nou nie volmaak nie en daai een is nie so heilig nie en daai ene. En hoe kan God daai een gebruik? Ons ken mos die storie wanneer God mense gebruik. Dan is daar altyd mense wat wys, maar hoe is dit moontlik? Daai dan soveel sondes. Daai dan soveel verkeerde dinge en dan dink ek weer eens aan Dawid. Dawid wat ook gesondig het, maar tog was hy 'n man na God se hart gewees. Moses het sy selfvertroue verloor en het gesukkel om te praat, maar tog het ons gesê, het die Vader hom gebruik om die Israeliete te lei vanuit Egipte land. Ons het gepraat van Petrus wat Jesus verloon het. En dan Paulus wat die kerk vervolg het. Hoor, nie een van ons volmaakte mense nie. En ek en jy dieselfde. En daarom weet ek vanmôre dat jou verlede bepaal nie jou toekoms nie. Hoor gou, jou verlede bepaal nie jou toekoms nie. God het planne. God het drome oor jou. En ek en jy moet kom by 'n plek waar ons 'n volkome of 'n totale oorgawe aan hom maak. 'n Plek waar kom en dan ook jy kan sê, Here, ek weet ek is 'n sondaar mens. Here, ek weet ek het soveel tekortkominge. Ek ontbreek aan die heerlikheid en ek het U nodig. Sien, wanneer ek by daai plek kom en oorgawe maak, dan word alles nuut. En God het drome vir jou. God het drome, God het planne. God het planne van voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vanmôre vir jy moet weet, as ek so praat van ek, dan gaan dit nie oor deel nie, dit gaan oor dit op my gees ervaar vanmôre. Hoe voel jy vanmôre so tussen 'n seisoen? Tussen dit wat was en dit wat jy hoop gebeur, onthou God werk juis in daardie plekke. Ek en jy het baie keer nodig om te wag. En wanneer ons wag, dan weet ons, kweek ons ook lydsaamheid, geduld. Altyd die woord leer vir ons dat in Jakobus, sê Jakobus, ag dit 'n loutere vreugde wanneer jy goed op jou pad kom. Dan wonder my self nou, hoe kan ek dit 'n vreugde ag wanneer ek deur moeilike tye gaan? Selfs in Matteus waar Jesus sê,
Geseënd is hulle wat rou, want hulle sal vertroos word. Hoe kan ons sê geseënd, gelukkig is 'n ou wat rou? Dis mos seer. Maar dan weer sê die woord, want hulle sal vertroos word. Ek en jy die Here aan ons kant, en ek weet hy's daar om ons te help. Ek en jy kan uitroep na hom toe. So vanmôre wil ek vir u sê, weet vanmôre, the best is yet to come. The best is yet to come. Die beste lê nog vir jou voor. Jy het nog nie by jou einddoel uitgekom nie. En jou einddoel is wat God vir jou beplan. En nie politiek nie, nie die wêreld nie, nie mense nie, nie jou vyande nie. Weet vanmôre, God is nog nie klaar met jou nie. Hy het nog planne vir jou. En hy's besig om te werk. Vandag kom ons by 'n plekkie. En ek wil vir jou sê, hou vas aan hierdie waarheid. Die verlede is 'n werklikheid, maar is nie finaal nie. Die Here is moeilik, maar dit is nie permanent nie. Hoor geweer, die Here, ons gaan deur moeilike tye, maar dit is nie permanent nie. En die toekoms in God is steeds oop. Ek en jy kan ons toekoms vind in God. En ek wil uitnooi vanmôre, kom vind jou toekoms. As jy nog in 'n verhouding is met die Here, kom op 'n plek waar jy 'n verhouding leef. Verhouding leef met God, soos man en vrou in verhouding is, soos pa en seun in verhouding is. Daai liefdesverhouding, want God is lief vir jou en ek en jy kan lief wees vir God. Maak nie saak hoeveel foute ek het nie, want ek weet God se liefde verdra alles, hoop alles. God se liefde verander alle dinge. God sien die mooi in ons raak. Kom vanmôre en ek wil vir julle sê, die beste lê nog voor. Nie omdat alles maklik sal word nie, maar omdat God reeds daar is. Hoor gou, die beste lê nog voor. Nie omdat alles maklik sal word nie, maar omdat God reeds daar is. Hy is al reeds daar. Hy was gewees, hy is en hy sal vir altyd daar wees. God is reeds by jou môre. God is al reeds by jou oormôre. En ek en jy kan sy hand vat en sê, Here, vanmôre kom ek en ek hou vas aan U, want ek weet die beste, dit wat U van stoor het, lê nog voor my en ek het 'n verwagting vir dit wat U vir my gaan doen. Kom ek en jy bid saam. Hemelvader, vanmôre sê ons vir U dankie. Dankie vir dit wat U in ons lewens doen. Dankie dat ons weet U is besig om in ons lewens te werk. Al voel dit nie elke dag so nie. Ons kom vanmôre en ons vra, Here, help ons om los te maak van die verlede. Help ons om ons vertroue in U te sit, op U te vertrou en help ons om hoop te hê vir die toekoms. Leer ons om te glo dat U plan vir ons nog nie klaar is nie. Vorm ons, maak ons, gebruik ons, Here. En dankie vir hierdie woorde vanmôre, dat die beste saam met ons, Here, lê vir ons voor. Seën vanmôre elke persoon, is my gebed in Jesus wonderlike naam. Amen.